Môre julle, welkom by dag 7 van Flowering Almond se 21 dae uitdaging. So vandag is Saterdag. Die Springbokke speel en ons is besig om te kamp. En daarom het ek dit gepas gevind om vandag se tema te maak spanwerk Sondag. En ons almal is 'n deel van 'n span en dis waarop vandag se boodskap gaan fokus. Terwyl ons so sit, kom ons sluit net eers die oë. Here Jesus, baie dankie vir nog 'n naweek. Dankie vir asem in ons longe. Dankie vir die koel lug en die koel windjie wat waai. Dankie Here Jesus dat U in alles teenwoordig is. Dankie vir die goedheid, dankie vir die liefde. Here, ek kom bid dat U hierdie boodskap nou sal seën, dat U elke vrou wat ingeskakel is, sy harte sal voorberei vir die saad wat gaan val en dat dit in goeie grond sal val. Here Jesus, kom gebruik my as 'n instrument, Here. Ek kom bid die bloed van Jesus Christus so oor hierdie boodskap, oor my en oor elkeen wat luister. Ek kom bid en vra dat U regtig U seën en U hart vir hulle sal kom oopmaak en kom openbaar. In Jesus se naam alleen. Amen. Goed, soos ek gesê het, is ons in 'n kampterrein. So my scenery buitekant lyk so 'n bietjie anders en dit gaan vir die volgende 3 dae so bietjie anders te lyk. So dis 'n voorreg om te kamp en die oomblik toe ons begin kamp opslaan en karavaan opslaan, is daar iets wat moet gebeur en dis spanwerk. Elkeen het sy werkie, elkeen het 'n taak. Vir my ouer dogter is haar taak om my kleindogtertjie te vat na die swembad toe sodat sy so lank kan swem en nie elke tentpaal optel en elke tentpen wil optel en met dit speel nie. So dit maak ons werk dan net soveel makliker hier by die karavaan. Vir die groot seuns is hulle taak nou weer om dadelik te gaan hout koop, ys koop. Hulle help om liggies in te sit. En dan het ons 'n man wat ons wonderbaarlik om help het om die tent op te slaan. Hy en my man het die tentpenne, ek slaan die tafels op, sorg dat alles op hulle plekkie is. Maar sodat ons elkeen weet ons, as ons kamp het ons werk en ons taak. So die een probeer nie die ander een se werk doen nie, want ek gaan nie die tentpenne reg kan insit nie. Ek gaan nie weet waar kom watter paal nie. My man weet dit. Hy gaan nou weer nie weet waar kom die eetgerei, waar kom watter tafeltjie, waar wil ek die beddegoed hê, wie slaap waar. Daar is weer my werk en dieselfde nou met my kinders ook, wat elkeen hulle eie werk het. Dan vandag, weet ons manne is almal baie opgewonde en ek glo van julle dames dalk ook, omdat die Springbokke speel. So daar's 'n opgewondenheid in elke huishouding. Almal weet vanaand gaan ons dalk 'n vleisie braai en ons gaan die rugby kyk. En die rugby laat my dadelik ook dink aan spanwerk en hoe 'n span saamgestel is en hoe elkeen hulle eie taakie het. En om julle vinnig net so inleiding te gee rondom dit, my seentjie het nou begin tackle rugby speel hierdie jaar. En ons as ouers is nou vreeslik opgewonde en soos elke ouer wil jy hê jou seentjie moet 'n kans kry met die bal en hulle moet kan hardloop en hulle moet 'n 3 gaan druk of ten minste naby aan 'n 3 druk kom. En my seentjie speel aan die agterlyn. En hoe meer ek vir hom sê, gaan na die bal toe, jy moet gaan en jy moet die bal gaan haal, jy moet die ouetjies gaan help, hoe meer sê hy vir my, dit is nie wat sy werkie is nie. Sy werk is backline. Hy moet verdedig en hy moet sorg dat as iemand deurbreek, dat hy hulle tackle en dan die bal vat. Hy kan nie nou in die losgemaal in hardloop nie, want as daai bal uitkom, dan gaan hy nie op sy plek wees nie. En hy's baie ernstig, want dit is wat meneer vir hom geleer het en hy doen net wat meneer vir hom gesê het. En dit was my so mooi en dit het my dadelik laat dink aan die rugby vandag. As jy dink aan 'n haker is in die middel van die skram en die haker is verantwoordelik om die bal in te gooi met die lynstane. Die losskakel is die een wat afskop en die skoppe doen. Die fullback is die heel agterste defense line wat seker maak as daai bal deurkom dat hy in sy plek is en die bal weer vorentoe kry. En so het elkeen as ek dink aan die skram skakel met die bal uit die skram uitpaas, hy moet oralste wees om seker te maak die bal beland in iemand anders se hande. So sy fokus is nie ek vat die bal vir myself nie, ek gaan kry die bal om dit so gou as moontlik by een van my ander spelers uit te kry. En dit is my so mooi want in die Here se liggaam werk ons ook in spanne. In ons gesin, in ons familieopset is ons in 'n span. Die Here het ons glad nie gemaak om alleen te wees en om in isolasie te wees nie. So as jy dink, Jesus het 'n span gehad. Hy het 12 disippels gehad wat hy gaan kies het. Die oomblik toe Jesus se bediening begin het hy 12 disippels gaan kry. En hy het in daai disippels nog 'n binnekring ook gehad wat sy nabye groep disippels was.
En hulle het saam met hom beweeg, saam met hom gedien en hom gehelp in alles wat hy gedoen het. As ons dink aan Moses, Moses het vir Aaron gehad, wat by hom was, wat deel van sy span was. Sy sussie was deel van sy span. Toe dinge begin moeilik raak, het die Here vir Moses gesê, hy moet die volk in stamme deel en hy moet leiers kies uit elke stam. Dis juis om vir hom dit maklik te maak, sodat hy met daai mense naby kon kommunikeer. As ek dan ook dink, selfs Paulus het, as mens lees, dan lees mens Timotheus was vir hom soos 'n seun gewees. Hy het vir Timotheus en Silas gehad, wat saam met hom en Barnabas, mens lees baie dat hulle saam met Paulus op reise gegaan het, en hy was nooit alleen gewees nie. So in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 27 lees ons, en ek gaan dit nie nou vir julle lees nie, dis julle eie Bybelstudie tyd, lees ons wel van dat ons almal deel van 'n liggaam vorm. En ons hoor dit baie keer, hoor mense preke daarvan, dat die een is die oor, die een is die vingers, die een is die hand, maar ons almal is ledemate van een liggaam van Christus. En dan lees ons verder in hierdie skrif, dat die Here genadegawes vir elkeen gegee het, volgens wat hy gekies het, wat by jou gaan pas. En hy het gekies hoe hy dit gaan uitdeel, dis nie iets waarvoor jy kan werk nie. En wat so wonderbaarlik is dat daai gawe pas by jou persoonlikheidstipe. Die Here het vir elkeen 'n ander persoonlikheid gegee, 'n ander temperament, en in daai temperamente kom gebruik hy jou in jou omgewing, in jou talente kom gebruik hy jou in jou omgewing waar jy is. Goed, so, wat is die doel van hierdie spanwerk? Wat is die doel van die gawes? Is om iets vir ander te beteken. So ek gaan vinnig die gawes vir julle noem wat hier gelys is in 1 Korintiërs. Die eerste een is iemand wat goeie raad gee. 'n advisor, nee, 'n aanmoediger, iemand wat aanmoedig, goeie raad gee. 'n Goeie onderwyser, iemand wat leer, wat teach. Die volgende een, in moeilike omstandighede, nie begin twyfel nie, iemand wat die genadegawe van geloof het. Jy kry mense wat net onwankelbaar in hulle geloof is. Hulle glo en vertrou altyd en hulle sien Jesus se hand so getrou kort. Dan iemand wat die gawe van genesing het, wat deur die Gees van God mense gesond maak. Die vermoë om wonders te verrig, om wonderwerke te kan verrig. Dis nie jy wat dit doen nie, dis die Gees deur jou, dis 'n gawe. Die gawe van profesie, om woord te gee oor iemand en ook woord te gee oor die toekoms wat gaan gebeur. Dan die gawe van onderskeiding van geeste, iemand wat kan optel wanneer daar 'n ander gees in 'n vertrek is of 'n ander gees in iemand is. Die gawe van praat in tale en die gawe van uitlê van tale. So daar is genadegawes wat ons vind. Dan praat die Here ook van geestelike gawes wat hy gee. Daar's soveel in die woord wat mens verskillende, daar's die 5voudige bediening wat hy dan ook van praat. Hierdie is alle skrifte wat ek vir julle gaan aanstuur. Maar wat jou uitdaging vandag is, en vandag se video is lekker kort, dis 'n Saterdag kragtig, ons vat hom vas en ek wil jou aanmoedig om tyd saam met jou span te gaan spandeer, saam met jou gesin. So daarom is ons vinnig en ons fokus op wie ons is en wat ons gawes is en wat ons rol in ons span is waar ons geplaas is. So ek wil jou uitdaging vandag, ek gaan 'n paar vraelyste stuur. Gaan druk dit uit. As jy nie vandag kan nie, doen dit in die week wat kom. Maar gaan en vul dit regtig sonder om dit in te vul wat ek graag wil wees. Vul dit eerlik in. En dan gaan kyk jy na al hierdie vraelyste wat jy ingevul het. Gaan doen vraelyste, daar's soveel op die internet oor persoonlikheidstipes en oor jou temperament. En dan is jou uitdaging om te sê, Here, wie is ek? Wie het U my gemaak? Want dit help nie, as ek wat Anneke is, het 'n gawe van onderrig, om te kan teach en aan te moedig. So as ek die heeltyd nou andersins gaan wil fokus, en fokus die heeltyd op een van die ander gawes, en die heeltyd sê, maar ek wens ek was liewers so, dan gaan ek nie gebruik kan word in dit wat die Here my gemaak het nie. So as ek weet hoe my persoonlikheid lyk, en wat my spesifieke gawes is, wat die Here aan my toegedien het, dan kan ek in my rol begin speel, in die span wat die Here vir my gemaak het, en ek gaan voel, ek het meer purpose, ek het 'n doel, ek weet wat ek doen, en ek kan, regtig soos wat Paulus sê, ek kan my beywer in die koninkryk, ek kan my arm in die lug sê, en sê, hier gaan ek is reg hiervoor, ek kan my in daai wedloop insit, en ek kan in my baan hardloop, want baie keer, en jy sien dit so met die kleintjies by die atletiek, dan hardloop hulle in mekaar se bane in, dan is jy in die baan, dan is jy in daai baan, en ons moet in ons eie baan hardloop, want dan kan ons as 'n liggaam begin fokus. Ons kan nie alleen in 'n baan hardloop nie, want hierdie is nie, Christendom is nie 'n enkel sport, 'n alleen sport nie. Christendom is 'n sport
waar ons deel is van een liggaam. So dit is 'n spansport. Dit is soos rugby. Dit is soos om te kamp. Ons kan nie alleen gaan kamp nie. So mag die Here regtig julle genadig wees en vir julle wys waar jy in sy liggaam inpas en mag hy jou so gebruik en mag jy daarop fokus. En as jy sien wat jou gawe is, dan kan jy begin bid en sê Here, kom help my, kom lei my, sodat ek meer in situasies is waar ek hierdie gawe kan gebruik. As ek weet, byvoorbeeld nou in my geval, ek het 'n gawe om te onderrig en aan te moedig, dan gaan ek, waar ek kans kry, my hand opsteek en sê, hierso, ek het woord, ek kan dit deel met julle. Of ek gaan 'n boodskap vir iemand stuur om hulle aan te moedig. As ek weet, die Here het my 'n passie vir genesing gegee, 'n gawe van genesing, en my persoonlikheidstipe is, alles is in lyn daarmee, dan gaan ek my hand opsteek en sê, weet julle wat, die volgende keer gaan ek nie wag vir iemand om my te nooi nie. Ek gaan hospitale toe gaan en ek gaan mense besoek en ek gaan vir hulle bid. Of as daar hospitaalbediening is, gaan ek daar betrokke raak. As iemand sleg voel by jou werk en siek voel, dan gaan jy die een wees wat sê, wag, kom ons vertrou die Here. Hierso is 'n botteltjie salfolie, kom ons salf jou, kom ons bid vir jou. As jy die een is wat die gawe van wonderwerke, dat die gees van die Here wonderwerke deur jou verrig, en daar is weer 'n vrou by jou werk wat sukkel om swanger te word, om dan vir haar te bid, jou hande op haar maag te lê en te bid vir daai wonderwerk wat moet gebeur en dat die Here die wonderwerk sal laat deurbring. As ons gawes vir onsself hou en as ons terugstaan, net soos met rugby, as ons daai bal gaan vashou, of as ek in my rol, as ek losskakel is en ek weier, ek gaan nie afskoppe doen nie, ek gaan nie die bal uitpaas nie, dan gaan daai span nie kan funksioneer soos hy moet nie. Die Here het vir jou gawes gegee. Hy het vir jou talente gegee, nie vir jouself nie. Hy het dit gegee om te gaan dien in sy familie. So mag jy uitgedaag wees om vandag waar jy gaan, sommer in jou gesin alreeds. Mag jy gaan dink, waar kan jy in jou gesin? Onthou, jou gesin is die eerste kerk. Dit is die naaste aan jou waar jy jou gawes kan beoefen. Om vir die Here te vra, Here, in my gesin vandag, waar kan ek hierdie gawes beoefen? As jy 'n hart het en so lief is om te dien, om te serve jou gesin vandag. Maak vir hulle lekker bykossies, dek die tafel mooi, bederf hulle en bid dan vir hulle en serve hulle op daai manier. Maar doen dit met 'n volle oorgawe, want jy weet jy doen dit vir die koning van konings en jy doen dit as deel van sy liggaam om in sy liggaam te dien. So mag jy vandag diensbaar in sy koninkryk wees. Vul daai vorms in en ek sien uit om te hoor wat in elkeen van julle se lewe gebeur het nadat julle nou julle gawes ontdek en besef wat dit is, om te kan hoor, getuienisse te hoor hoe die Here julle meer effektief gebruik het. So mag julle 'n wonderlike Saterdag hê. Mag dit 'n samesyn Saterdag wees, mag dit 'n spanwerk Saterdag wees en julle regtig diensbaar en werkbaar in die koninkryk van Jesus wees. Mag julle geseën wees, 'n lekker dag hê. Totsiens.